Hallo en welkom. Jy is ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane waar ek elke week 'n kunstenaar so klein bietjie beter leer ken. Nou, jy gaan langs my 'n baie bekende gesig sien. Ek dink almal ken haar gesig. Hierdie week Net Gesels ek met Zoe. Hallo en welkom hier op Net Gesels. Hallo, dankie Sarah, dis 'n eer. Ja, hoe gaan dit? Want as mense nou weet wat se runaround ek en jy gehad het, nee. Oh, hulle mag nie weet nie, dis so Nee. my en jou nou. Ons Ja, weet jy wat? Inside secret. Ja, ek het basies jou hele dag se roetine nou saam met jou gedoen op hierdie punt, totdat ons nou op hierdie gedeelte kan kom vir vandag se gesprek. Okay. Nou, hier op Net Gesels het ons so 'n bietjie wil ons 'n bietjie die narratief verander, want almal ken julle as kunstenaars, almal ken julle agter die mikrofoon, maar hulle ken julle nie regtig as persoon nie. Ons wil julle as persoon leer ken en ek wil jou nou vandag leer ken. So Zoe, is jy reg om te net gesels? Ek is gereed. Fantasties, ek's mal daar, ek love die energie. Kom ons begin by 'n maklike een hierso. Waar het jou liefde vir musiek begin? Ek het al liefde vir musiek gehad van klein dogtertjie af. Ek het begin dans op die ouderdom van 2, so ek Okay. het soos ballet, ek so ballerina gekwalifiseer. So ek het begin by klassieke musiek en toe ek graad 1 was die heel eerste keer wat ek ooit voor mense opgetree het by soos 'n kultuuraand wat ek gesing het en gedans het en alles. En ek nou van graad 1 af toe word dit net my grootste droom. Ek dink ons almal my ouderdom het groot geword met soos Hannah Montana en goed. So jy het net gedroom om haar te wees. Yes. En ek was 'n baie delusional kind. So ek het vasgeglo. Dit kan gebeur. Ek het net die pruik nodig en I'm set. Ja, so ek het vasgeglo soos ek gaan eendag Hannah Montana wees en ek gaan my stop nie. En dan word jy ouer was dit soos Nee, dis bietjie moeiliker om Hannah Montana te wees want nou is dit skool en sy het opgetree en hoe tree ek op en ek skryf eksamen. Ja, en ek dink dit is 'n bietjie onmoontlik om Hannah Montana te wees en in Zenien te leef. Jy weet. Yes. Ek dink as ek dalk in Pretoria gebly het van kleins af sou ek al lank voor mense soos by open mic nights en goed gesing het. Yes. Maar my liefde vir musiek was nog altyd daar. Ek het leer klavier speel, ek alles kreatief sin te doen met musiek love ek nog altyd. Dit was nog altyd 'n groot gedeelte van my identiteit. Ek smaal daaroor. Nou, waar het jy vir die eerste keer gegaan? Weet jy wat? Hierdie kan ek actually as 'n beroep doen. Hierdie kan ek actually as 'n loopbaan doen. Wel, ek het nie gedink dit gaan ooit 'n moontlikheid vir my wees nie. Interessant. Okay, baie mense sal nou gaan en sê, "Nee, I knew," en hulle is so super confident in dit. Nee, ek het nog altyd geweet dit is wat ek wil doen, maar as jy groot word in 'n klein dorpie soos jou ouers leer jou maar om realisties te wees. So dink hulle dis nie baie realistiese rigting om te gaan of enigiets nie. Dis daai van hoe gaan jy nou kos op die tafel sit? Hierdie is nie 'n beroep wat betaal nie en dan worry maar en paas ontstel en kos op die tafel gaan sit maar dis daarom nog lekker nou en daarom doen ek nou wat ek actually nog heeltyd by doen. Dit is al wat ek wou gedoen het, maar my ouers was eers nie aan boord gewees daarmee nie, soos nie gaan swat ietsie. So het ek information design geswat en terwyl ek geswat het, was ek 'n kunsonderwyseres by my hoërskool waar ek groot geword het ook. En ek was eendag besig om klas te gee en ek kry net hierdie random soos ek antwoord nie gewoonlik aan numbers nie. Nou doen ek want want nou soos wie is dit? Maar op daai stadium glad nie en hierdie klas irriteer my en ek sê weet jy wat, hierdie is 'n baie belangrike call. Ek gaan net gou buite. Ek het net 'n breek eintlik nodig. En dis dit Coolerbox Records wat vol onder funk musiek. Ek het intussen 'n Instagram page begin waar ek soos covers gesing het en soos Engelse liedjies oorgeskryf het in Afrikaans wat nou bekend staan as my Zoe musiek page op Instagram. Hulle het dit raak gesien en toe het hulle belang gestel vir my om te kom audisie vir 'n rekorddeel. So dit het kind of alles net so in my skoot geval en ek moes besluit het of ek het gaan kies of nie. So dit het regtig so van die Here afgevoel. Dit reg gevoel asof hy my kom red het. Ek was kind of miserable gewees. Daai hele 2 jaar van my lewe en toe kom hierdie ding oor my pad en toe gryp ek dit. Dit was nie so maklik soos wat ek dit nou laat klink nie, maar dit was so die moeite werd geweest. Ja, ek het nogal hierdie gesegde van die beste dinge in die lewe gebeur onverwags en ek kies nogal om my lewe so te leef en dit klink very much of dit jou situasie was want voor jy sien toe's alles hierso voor jou en toe jy sê, okay, nou is dit maar sink of swem. Dit was letterlik soos
My ouers was soos nee, dis 'n scam, girl. Dis 'n scam. Nee, wie kontak jou net so en sê jy kan 'n rekorddeal kry? Want ons weet nie hoe werk hierdie dinge nie. Plus ek dink Yes. dit is normaal vir 'n rekordlabel om net jou te bel uit die bloute uit. Jy het nog nooit voor enigiemand actually 'n show opgesit nie. Soos Ja. ek het al soos 1 liedjie of 2 liedjies gesing aan vir mense, maar ek het nog nooit 'n 30 tot 60 minute Yes. set gedoen van songs Ja. vir mense nie. So dit was kind of soos whack hoe dit gebeur Ja. het, maar ek is so dankbaar dat dit gebeur want ek kan nie my lewe anders insien op hierdie stadium nie. Ja, ek's eintlik mal daaroor en toe gebeur iets baie groot met jou want jy het nou onlangs en ons gaan nou weer jou nuutste een uitkom. Ons gaan nie nou al dit spoil nie. Toe bring jy Insecure Meisies uit. En hoor hierso Zoe, kom ek sê vir jou, jy het die Afrikaanse musiekbedryf wakker geruk met hierdie liedjie. Het jy gedink mense gaan so aanklank vind by die liedjie, maar meer as dit hierdie liedjie gaan so huge wees? Glad nie, ek dink dit sal baie cocky wees om Okay. te wees soos ja, hierdie is die liedjies, is almal Dis van die hierdie liedjie man, like luister Insecure Meisies. Nee, ek het letterlik net ek doen al lankal hierdie ding op my TikTok waar ek net randomly as ek 'n liedjie geskryf het Yes. en ek weet nie jy's of ek hom gaan opneem nie, dan pas Ja. ek hom net, ek sing 'n cover soos baie sleg wat ek Yes. skryf op die gitaar in my kamer en post dit net. En ek het 'n klein bietjie meer moeite gedoen. Ek het by Graaf hierdie opgeneem is my producer. Ek was by hom besig om ander songs op te neem en toe is ons besig. Dis ek kan al die studio gebruik om net so Ekskuus, ek het te hierdie neem vir my idee, man, TikTok. ek het hierdie idee. Ja, dis hy soos okay, sure, ons kan dit doen en toe ek dit post, toe ek daai oggend wakker word, dis ek soos o, Wow. my siel. Wat Yes, sê, ek onthou nou want dit gedoen. was so sin all over the show en die comments het almal dieselfde ding gesê. Ek soek die volle liedjie, wanneer kom hierdie liedjie uit? Waar kan ek hierdie liedjie kry? Ek soek meer van hierdie liedjie. Ja, soos jy kan nie dit voorspel nie. Ek dink nie eens die beste skrywers daar buite kan soos weet soos ja, hierdie liedjie gaan verseker goed nie. Yes. Ek dink dit gaan maar net en ek was glad nie in 'n posisie waar daai hoeveelheid mense ooit my goed sou sien nie. So Yes. ek het iets soos 10,000 followers gehad toe ek het gepas ek trek nou op 45 en dit het soos Yes. so gebeur. Dit was Ja. insane. Nee, mense kan nie sulke goed beplan nie. Dit is soos catching lightning in a bottle en obviously is ek super dankbaar daarvoor, maar Ja. dit is so scary. Ja, want die ding is en ek Experience. dink jy raak nou iets so spesifiek hier aan wat jy sê half soos julle as kunstenaars, julle as liedjieskrywers, julle weet nooit wat gaan 'n hit met luisteraars wees. Jy kan jou hart en siel in 'n liedjie insit en dink Ja. hierdie is die liedjie en dit vat net nie met die publiek nie. Dit is net mense sê ja, was okay, maar dit is nie my beste werk nie van being honest. En dan skryf jy iets wat net jy het geskryf en dit was daar en mense is mal daaroor. Ja, om dood eerlik te wees is ek het nog nooit gedink ek het dit in my om 'n liedjie te kan skryf wat so goed sal doen nie. En dis ook nooit my goal as ek songs skryf nie. My goal is om Yes. iets te maak wat ek hoop ander mense mee resoneer, Ja. maar ook dis ietsie wat ek uit my stelsel uit moes kry. So daai was regtig net iets wat ek uit my stelsel uit moes kry. En En kyk die nou, tweede hoorie, is nou wat is daar 'n gebeur paar hierdie- girls. Daai Ja. enetjie speel hard in die kar. En hulle sing saam uit volle bors. Daai radio kan net tot 30 gaan. Hulle wens hy kan tot 31 gaan. Maar It's beautiful. jy raak nou vir iets baie spesifiek aan wat jy nou sê jy wil dit uit jou stelsel uitkry en baie van jou musiek het nogal vir my hierdie lyn wat hy deurtrek van jy sê nogal iets met al hierdie liedjies. Daar's soos 'n bietjie van 'n onderliggende boodskap en baie soos Insecure Meisies is nou bietjie meer kragtig. Is dit vir Ja. jou iets wat half soos belangrik is as dit by jou musiek kom dat jy graag 'n boodskap wil hê in die liedjie en iets wil sê met die liedjie? Ek dink dit kom baie natuurlik na my toe. Ek dink Okay. die boodskap is gewoonlik aan myself. Okay. Dis baie terapeuties vir my om te skryf. So ek dink dit is waar ek actually uitfigure hoe ek voel rondom situasies. Yes. Want in my alledaagse lewe ek is glad nie confrontational persoon glad nie. Ek hou nie daarvan om vas te sit of te beklei nie. So ek borrel dit op binne in my en ek voel dan soos laat ek myself regtig Dan moet voel dit om op dit papier uit te gaan. laat Yes. as ek musiek skryf. So ek dink mense mag dalk dink dis hoe my persoonlikheid is, soos baie confrontational en goed, maar dit is so ver van die waarheid af. Dit is Ja. maar net ek dink dit is seker maar dan 'n persona van my, maar dit is maar net daai gedeeltes van my wat ek moet uitkry. En ek sê nie my boodskap is altyd die bestes nie. Dis maar net wat ek nodig gehad het in daai oomblik van my lewe. Dis soos 'n blip in my lewe wat ek op papier
neergeskryf het en nou sit uit in die wêreld. Ja, en ek is eintlik mal daaroor want jy sê nou dit is eintlik meer vir jou wat jy hierdie goed skryf en dan somehow gebeur ietsie so oulik en cool en wonderful want jou liedjie wat jy eintlik vir jou geskryf het om deur ietsie te werk beteken soveel vir iemand anders en dit word soos hulle liedjie en dit word hulle manier om deur iets te werk. Ja, dit is die lekkerste gedeelte as ek by shows kom en ek hoor al hierdie girls se stories van hoe die song hulle gehelp het hierdie jaar vandat hulle dit gehoor het om deur soos 'n klomp boelery en sulke goed te kom en dan is ek soos wow, ek het hierdie jaar eers besef hoeveel krag my woorde kan hê. Ja. En die impak wat ek kan hê op ander mense se lewens. Ek dink nie ek was ooit regtig te bewus daarvan tevore toe ek geskryf het nie. Ja, en ek dink is nogal iets as iemand net toe kom hulle sê hierdie liedjie het hulle deur 'n moeilike tyd gehelp of hierdie liedjie sê so baie of hierdie liedjie is nou soos hulle liedjie. Maar dan gaan jy wow, okay. Ja, as ek soos 22-jarige in my kamer en ek was upset en nou help ek ander girls, dis baie mooi. Dis regtig baie mooi wat kinders kan doen. Ja, nou, musiek wat jy maak wil ek half brand as bietjie nie tradisioneel nie. Jy wyk so bietjie af van wat ons as tradisionele Afrikaanse musiek en ek meen, kom ons is nou eerlik hier, jy maak nou nie sokkie musiek nie. Let's be honest. En daar's baie Afrikaanse sokkie musiek daar buite. Joune is nou net nie quote-unquote sokkie musiek nie. Is dit die tipe musiek wat jy wil maak? Sokkie musiek. Nee, die musiek wat jy nou tans maak, jou klank, jou vibe, wat jy sê. Ja, ek dink vir 'n klein rukkie daar was ek bietjie te mekaar want ek hou van soveel verskillende genres musiek. Dit is my baie moeilik om uit te figure wat se genre ek voel die meeste ek is. En ek het regtig nogals hierdie jaar was dit 'n groot vraag wat ek moes beantwoord vir myself. En ek voel nadat ek het actually 'n song vir Insecure Meisies geskryf wat nog nie uit is nie. Toe ek daai song opgeneem het en geskryf het, sê ek soos hierdie is ek, hierdie is wat ek wil uitsit, hierdie is die merk wat ek wil maak op die Afrikaanse musiekindustrie. So ek kan voel soos die pop rock genre is baie meer vir my. So ek wens ek het sokkie musiek gemaak, is baie meer suksesvol as enige. Ja, daar's 'n groot mark vir sokkie musiek, hoor. Kyk, ek dink nie dis ooit 'n musiekmark wat gaan doodloop hier in Suid-Afrika nie. Maar ek dink daar's soveel avenues vir groei en ander dinge ook. Ja, so ek wil baie graag net 'n bietjie die Afrikaanse mense challenge om ander tipe Afrikaanse musiek te luister, musiek in hulle taal wat dalk klink asof dit nie veronderstel was om in hulle taal te wees nie. Ja, en dis nogal 'n ding en ek weet nie of jy dit ook so ervaar het nie want obviously jy's ook heelwat jonger as van die ouer kunstenaars in die Afrikaanse musiekbedryf. Vir so lank tyd was dit al 'n ding onder jong mense dat dit nie cool was om Afrikaanse musiek te luister nie. Dit was soos 'n ding van jy liewer die Engels luister maar soos hierdie musiek praat nie met my nie, maar die musiek word nie geskryf nie. Dis dieselfde liedjies oor en oor en oor. En toe staan asof ons 'n bietjie van 'n shift kom en dan begin al hierdie nuwe kunstenaars, die jonger kunstenaars inkom soos jy en julle maak musiek wat glad nie klink soos die Afrikaanse musiek wat ons aan gewoond is nie. En nou jong mense soos, hoorie so, dis op my Spotify, ek luister dit, ek share dit, ek gebruik dit op my Instagram stories, want nou is dit cool om Afrikaanse musiek te luister. Ja, ek dink Afrikaanse musiek was nog altyd cool. Ek dink daar's vir 'n lang ruk 'n groot generational gap tussen die mense wat musiek gemaak het in Afrikaans en die mense wat actually Afrikaanse musiek luister. En ek dink nou met al die jonger mense wat inkom, hulle voel kan daai gap aan. Daar's soveel cool kunstenaars waar jy excited kan wees in die Afrikaanse bedryf wat die norm challenge en Afrikaans weer cool maak. Ek's mal oor nou moet ek vir jou vra, voel jy jou musiek is besig om die norm te challenge in die musiek wat jy uitsit? Wel verseker. Of is dit nog 'n ding van watch the space as jy gedink het ek het geëksperimenteer? Ja, wel ek doen dit nie opsetlik nie. Ek probeer net myself wees en partykeer is daar maar nou 'n kras woordjie of ietsie wat uitkom, maar byvoorbeeld jy sal nie sommer 'n vroulike kunstenaar sien 'n kras woord sê behalwe as jy soos Karen Zoid is. Maar my genre is ook soveel meer pop rock en mense dit actually support en dit like en nie dat dit moet support en like maar ek dit het my nogal ek het gedink dit gaan 'n groot rede wees hoekom mense wel nie my musiek sal luister nie, maar hulle doen nog steeds en dit was so cool vir my gewees. So ek dink maak 'n gap in 'n spasie daar waar jy kind of net dood eerlik kan wees oor hoe jy voel in jou musiek.
dit is half 'n ding en jy sê dit nou vir my want dit is half soos 'n ding van hoekom moet sy daai kraswoord gebruik sal baie ou tannie sê, maar dan sal daar 'n paar girls, jy's 'n paar mammas wees wat regtig voel soos wat jy voel in hulle kar ry en wanneer dit opkom en jy sê dit rou en eerlik en jy sê hoe jy voel, dis hoekom hulle die hardste saam sing. Ja, ek het 'n belofte aan myself gemaak dat ek nooit oneerlik gaan wees in my kuns nie, want dan gaan ek myself te nakom. So ek verstaan dat ek party mense gaan ontstel met wat ek wil doen met my musiek, maar ek het net hierdie belofte aan myself gemaak dat soos wat ek het geskryf het, as ek voel dit is die beste weergawe van die song dat ek dit so gaan uitsit. Daar is 'n clean version, so jy kan jy kan hom op die radio luister, maar as jy regtig wil uit my siel uitgekom het, ek kwaad was. Ek is mal daaroor. Nou, dink jy dis baie keer 'n ding of 'n slaggat waarin jong mense trap, nuwe jong talent trap van hulle probeer 'n brand nastreef, hulle probeer 'n klank nastreef wat nie regtig true to hulle self is nie, maar hulle wil so graag dit maak in die industrie, so nou word hulle iets en hulle sit die musiek uit wat nie regtig true to hulle is nie. Ja, ek dink dis 'n baie taaf bedryf en soos ek sê, soos al hierdie goeders wat met my gebeur het so natuurlik en mooi, dit het gevoel asof dit bedoel is om te gebeur soos wat dit gebeur het. Ek het nog nooit probeer om ietsie te wees wat ek nie is nie. En ek ken baie mense wat maar musiek maak, maar hulle self is nie mal oor die musiek wat hulle maak nie, maar dit doen goed want dis wat mense wil luister. Ja, want dit kry die streams, dit kry die views. Ja, so jy moet kind of kies of soek jy die streams en die geld en al daai dinge sonder jou eie merk daarop en of wil jy jou merk daarop sit, maar dan oorweeg dat baie minder mense dit gaan luister, dat radiostasies dit dalk nie gaan speel nie en dat net 'n niche groep mense jou gaan volg deur jou loopbaan, maar dan kan jy 110% jouself wees en maak wat jou gelukkig maak. En dit was meer vir my belangrik as om hier te gaan. Ja, en ek dink jou luisteraars is so getrou, want ek dink jy het dit nou regtig aangerok, want jy het jou groepie en jy het jou luisteraars, maar hulle is so getrou en hulle love jou musiek en hulle back jou, en ek dink vir julle as kunstenaars is dit half soos, yes, ek het iets reg gekry, ek love it, want ek weet, my mense, my luisteraars hou daarvan. Ja, dit is vir my moeilik om partykeer uit te figure, want my luisteraars is nou so groot span, want dit span van amper laerskoolkinders tot en met vrouens in hulle 60s, so daar 'n broad spektrum, so ek weet nooit na wie ek kyk nie, dis hoekom ek net doen wat ek wil doen en dan as my luisteraars relate, is ek so happy, want ek het regtig die beste luisteraars daar buite, hulle is so lojaal, hulle kom na al my shows toe, hulle bring vir my soos gifts en goed, ek is so geseënd met mense wat my ondersteun en my toelaat om te doen wat ek baie graag wil doen. Yes. Ja, ek smal daaroor en ek dink jy het my iets so spesifiek aangeraak toe jy nou gepraat het van dis 'n taaf bedryf. Dit is, ek meen, kom ons sê nou, dit is nie jou 9 to 5 nie, dis nie jou tradisionele werk nie. Dink jy dis actually half bietjie baie keer moeilik vir nuwe jong talent om hulle merk te maak en hulle voete te vind in die musiekbedryf, maar veral as jy 'n girl is? Ja. Ek het nou gedink jy gaan nou hierdie elaborate antwoord gee soos ja. Ek kan nie 'n ander antwoord gee as dit is regtig vir my nogal die waarheid. Ek voel die meerderheid van die grootste sangers wat jy soos kan opnoem nou in die Afrikaanse musiekbedryf is mans, maar daar is daai powerful girls en hulle het hulle spot daar. Maar dit is baie moeilik as 'n vrou in die vrouens is net baie kompeterend met mekaar en baie lislik met mekaar as dit kom by voordat ek even Insecure Meisies uitgebring het en enigstens sukses gehad het, is daar girls in die bedryf wat beter as ek doen, maar dan sal ons mekaar by 'n geleentheid raakloop en dan sal hulle net my hanteer asof ek kompetisie is, asof ek dis nou 'n hele ding van net nou doen jy beter as ek en kry van my luisteraar so wat nou. Ja. So ek voel in die mans, hulle so support mekaar nogals baie meer in hierdie bedryf, maar die girls, daar is 'n handjievol girls wat ek al ontmoet het in die bedryf wat regtig super nice is. Caroline van Jaarsveld, Sossie, hulle is soos een van die nice mense, maar dan is daar mense wat my kritiseer vir ek wat myself is in hierdie bedryf. Voordat hulle my even ken, ek is so eerlik in en dan gaan jy, nee, dit gebeur, en ek dink dis baie keer wat mense al so 'n bietjie van 'n miskonsepsie het oor die musiekbedryf, want mense sien goed aanlyn, en dan dink jy, jessie, dis regtig hoe dit is, maar as jy backstage is, dan weet jy regtig hoe dit is. Ja, dis ook waar, en ietsie wat ek ook al baie beleef het,
van dat ek nou hierdie laaste 3 jaar in die bedryf is maar net soos meeste line-ups as jy gaan na feeste toe en goeders. Baie feeste het nie eens een vroulike kunstenaar op die line-up nie en as hulle het, dan is dit net die bekendste waar hulle baie jonger mans geleenthede gee om op daai line-ups ook te wees. Dis ietsie waar ek nog as baie passievol voel. So, ja, dit is moeiliker vir 'n vrou. Ek gaan nie lieg nie. Jy moet 'n sekere manier lyk, jy moet 'n sekere manier optree en ek is kind of hier om dit 'n bietjie te challenge en ek maak 'n spasie vir girls wat net normaal is soos ek. Ek's mal oor so as wanneer iemand is wat sit en sy dink miskien dalk is dit my tyd, dalk moet ek dit doen, sê jy vir haar sê vat die kans, go, probeer, jy weet nooit of sy vir haar sê wees waaksaam. Wat se kant toe val jy, Zoe? Ek sal beide sê, beide. Okay. Jy moet waaksaam wees, maar ook kop eerste en ek val kop eerste in alles in en dan leer ek maar uit my foute uit. So ek die lewe nog altyd weer strompel. Ja, so dis daai ding van in Engels van rather ask for forgiveness than permission. Ja, dis regtig baie waar. Dit is soos 'n groot ding in my hele, soos my ouers was eers nie aan boord gewees met my wat hierdie doen nie. So was 'n hele situasie daar ook gewees, maar hulle is so supportive nou. Maar as jy dit in jou hart voel en jy voel soos hierdie is regtig ietsie wat jy so erg begeer. Ek voel jy moet altyd gaan vir wat jy wil hê, maak nie saak wat die sê nie. En dan ek meen die ergste ding wat jy kan doen is fail en dan kan jy net weer probeer. Ek is mal oor, dit is so kragtig, dit is so inspirerend. Ek gaan vir mense sê hulle moet ingeskakel bly, want net hierna gaan ek en jy alles jou nuwe enkelsnit praat en dis nogal 'n goeie een. Dankie. Ja, is nog steeds ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane. Nou hierdie week leer ek vir Zoe so klein bietjie beter ken. Ons het nou al musiekbedryf gepraat, vroulike kunstenaars gepraat wat 'n groot gesprek is. Ek dink is eintlik 'n gesprek wat ongoing moet wees in ons musiekbedryf currently. Maar Zoe, jy het sopas jou nuutste enkelsnit uitgesit. Dis okay. What a song. Ek wil nie sê dis meer 'n gunsteling van my as Insecure meisies nie. Wink wink. Maar ek love hierdie liedjie. Waar die inspirasie vir die liedjie vandaan gekom? Wel, ek het baie slegte luck in liefde. Okay. Dit is 'n goeie inspirasie vir my kinders, maar die grootste ding wat ek soek in my lewe is net standvastige partner. So ek dink partykeer is dit relatable om te wees soos, partykeer dan bend jy 'n bietjie jou morals vir iemand, want jy is so verlief op hulle in die idee van wie hulle kan wees in jou lewe, dat jy goed laat slide wat jy nie moet laat slide. Ja. So, dis okay, is kind of ietsie waarmee ek hierdie jaar baie gestruggle het, dis soos hierdie een persoon wat ek so lief het, nog steeds, ek voel ek nog steeds daar, want dis okay my verlos het, maar as hulle jou net gaan bel randomly, 12 uur die nag, dan gaan jy wees soos, so ek so pad. Ek so pad, nie worry nie. Dis so bad. Jy moet nie dit doen nie. Ja, want dan begin jy nou so bietjie na die toksiese gedeelte in beweeg van verhoudings in. Nou kom ek vra vir jou so. Dink jy dis 'n bietjie van 'n pandemie onder ons jeug van vandag? Dat daar so 'n bietjie oogklappe aan is wanneer dit by 'n verhouding kom, dat jy blind is vir al hierdie dinge waarvoor jy nie moet blind wees nie, want jy is net so lief vir hom of vir haar en dit maak nie saak nie. Ek dink regtig so, ek dink ek kan net uit my experience praat as 'n vrou, maar ek kyk nog steeds romantic comedies en dan dink ek soos, o my siel, hierdie is realisties. Hierdie is hoe dit gaan gebeur. Dis hoe dit gaan gebeur. En dan gaan die grand love gesture maak aan die einde en dan sy sê nee, hy doen nie. Hy sit my op red en hy ghost my. Actually, ek sit nog steeds hier en al weet ek met hierdie persoon laat gaan, is ek soos, ek hoop hulle klop aan my deur met 'n bos blomme en sê, weet jy wat, ek het jou eintlik nog hierdie hele tyd lief, kom ek vat jou terug girl, jy verdien nie hoe ek jou hanteer het nie, kom ek maak dit reg. Ja. Ek dink dit nie, ek sê nie dit is onrealisties nie, ek dink dit vat die ene, maar ek glo ek in die ene en nou weet ek nie, dis 'n worsteling met my expectations versus reality wat ek wil baie graag glo dit bestaan, maar ek weet nie. Ja, en die ding is ook, ons leef in so 'n sosiale media era soos ek altyd sê, want dan sit jy op jou Instagram en jy kyk en jy sien hierdie girl wat hierdie perfekte half lewe het en hierdie perfekte kerel het en hy het met die bosblomme wat die deur opgedaag en dan dink jy,
Wel, dit was nou nie my storie nie. Dink jy dis 'n ding dat jy dan nou half vergelyk en dan jy sê I fall short want ek lyk nie soos dit lyk aanlyn nie. Ja, ek dink sosiale media is baie sleg vir verhoudings in baie aspekte. Ek dink dit kan 'n vorm van micro-cheating ook wees as ouens word so blootgestel aan hierdie perfekte goals ook die hele tyd. Ja. En ons as goals ook en dan vergelyk ons onsself met hulle en dit klink soos 'n ietsie waaroor ons nou al lankal praat, Yes. maar dis soveel meer evidence. Dus jy kan jou foon oopmaak sonder om iemand te sien met 'n beter lyf, beter hare, beter tande, beter huis, beter klere, Ja, beter alles basies. En dan gaan jy, maar ek het nie dit nie, ek lyk nie so nie, dis nie dit nie. En dan iewes skielik is jy soos wel duideliks ek nie genoeg nie, want dis die mindset wat jy het voor jy nog kan dink, jy het dit klaar gedink. Ja, so ek probeer om baie raw en eerlik te wees op my sosiale media en nie soos voor te gee asof ek hierdie perfekte persoon is nie. Want ek dink mens kort mense wat net jouself afneem en sê vir myself, ek nou bys op my gesig en dis nou maar die situasie wat nou aangaan. Maar ja, dit is baie moeilik om in 'n verhouding te wees met iemand en te weet soos hierdie ou kyk die hele tyd vir hierdie girls wat soveel mooier en beter as ek is. Hoe kan hy ewen lief wees vir my? Dis 'n baie dis so sleg vir jou brein en vir jou verhouding en net oor die algemeen. Ek probeer om nie so baie op TikTok te wees nie, maar dit is so bad. Yes. So wat sal Zoe dan nou vir iemand sê wat hulle self net soort van so 'n bietjie 'n toksiese verhouding vind en hulle weet as daai foon lui gaan hulle sê dis okay, ek maak die hek oop, ek klim in my kar, ek kry jou daar. Wat sal jy nou vir so iemand sê? Ek voel jy met mense altyd met grasie want want dit is 'n baie soos 'n toksiese verhouding is baie emosioneel. Dit wys onderliggende probleme wat jy in jouself het ook. So ek sal vir hulle sê as jy weet jy verdien beter. Ek sing dit in die sang ook. Jy weet jy verdien beter. Jy weet hierdie is nie wat jy moet doen nie. So jy moet regtig net oor dit kom. Ek dink nie daar's 'n beter manier om oor iets soos dit te kom soos no kontak nie. Soos blok en bless en aangaan met jou lewe. Dis maar die beste oplossing vir dit, maar ek weet dit is nie so eenvoudig altyd nie. Ja, en ek dink dis eintlik so great dat jy dit sê, want dit is so 'n real antwoord. Iemand sal net hierso sit en hulle kan gaan, en dan beweeg jy net weg, maar in die realiteit is dit eintlik nie so eenvoudig nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Ek wens dit was. Dit is 'n baie moeilike. Jy moet seker maar net daai strength. Party mense kan mense net so afsny. En ek het baie respek vir sulke mense. Ek klou vas. Ek soos nee, ek kan nie laat gaan nie. Ja, ek het regtig leer om mense te laat gaan. Ek sê wel nou wil ek graag musiekvideo met jou praat, want hoor hierso, dit lyk of jy die meeste pret gehad het in hierdie musiekvideo. En iemand wat nou nog nie die musiekvideo gekyk het nie, moenie worry nie. Ons gaan hom net hierna vir julle speel, maar waar het die hele idee vir die musiekvideo vandaan gekom? My span het opgekom met die idee van die rollerskaat. Ek kan nie rollerskaat om my lewe te red nie. Hoorie, jy sal dit nie sê as jy die video kyk nie. Ek kan nie rollerskaat om my lewe te red nie, maar ek dink dit gaan cool lyk. Yes. Dit is ek sê kom ons doen dit. Dis fun. Ja. En toe so aankom dis sukkel ek net om regop te staan. Okay, so hoeveel keer het jy nou geval Zoe in die rollerskaat? Ek was te bang om weg te gaan van die reiling af. Maar 'n klop keer amper geval, laat ek jou Okay, so nie een keer geval nie, dames en here, so jy kan daai video kyk, sy het die hele tyd op daai rollerskaatse gebly. Ja. Eintlik, ek is 'n professioneel in alles wat ek doen en ek's actually goed in alles wat ek doen. Hulle het net nie my goeie scenes ingesit nie, want hulle wou nie die ander girls laat sleg. Ja, exactly. Ek meen, dit is nou maar wat dit ek voel mal hoor. Nee, maar dis regtig net so fun musiekvideo en jy wys hoe jy en al die girls net so pret het en dit trek jou half in. En ek dink dit is hoekom hierdie liedjie eintlik so werk. Maar nou sê jy hierdie woorde van ek sal na jou toe kom, jy kan bel, gaan die foon op. Maar dan het jy al hierdie maar dan jy nou pret saam al die girls. En die kontras wat geskep word is vir my so slim. Was dit van die begin af die plan of is dit net half dit organies gebeur? Ek het net as ek die song skryf dan is daar nie regtig baie visuals in my kop nie. En nou net dan dink ek wat se visuals gaan mooi pas by wat ek nou net geskryf. Dus ek skryf en fokus ek net op wat ek wil sê. En dan
en dan later aan dan dink ek aan wat so cool visual. Ek het ook gedink dis net so super cool. Ek Yes. like dit om myself te challenge in my musiekvideo's en goed te doen wat my uit my gemaatzone uit. Yes. Jy weet, Ek's mal oor. Nou, ek het eers 'n bietjie gaan stalk, full disclosure, op al ja, ek weet, nie 'n weird manier nie. Ek sê reg wees vir alles Zoe. Anders gaan jou fans sê, hoorie, so jy chat met hom, maar jy weet niks van haar nie. En iewers nou op Instagram het jy 'n bietjie van 'n klip opgesit waar jy dis okay gedoen, maar bietjie meer van 'n akoestiese weergawe. ja. En dit was vreeslik mooi vir my. Nou moet ek vir jou vra, gaan daar iewers te miskien 'n akoestiese weergawe uitkom of is dit Sal maar nou julle net dit like? Ek het actually dit nog nooit gedink dat ek het net partykeer like ek het want as 'n song baie beat is dan partykeer luister jy nie Yes. regtig na die woorde nie. So ek wil net seker gehad het die mense hoor wat ek sê en dan kom Okay. die produk uit dat hulle kan maar ek meen ek sal dit oorweeg om dit te doen as Okay, as so hulle dit al like, die is dit Zoe mooi. fans, as julle nou kyk en julle wil spring na die hoek van julle bank en julle wil 'n akoestiese weergawe hê wanneer die episode nou uit is, dan Ja. spring na Instagram toe en sê ons soek die akoestiese weergawe. Ja, doen dit. Ek is baie keen om dit te doen. Dit sal baie Ja, cool want wees. dit het regtig gelyk of jy in jou elemente is of jy regtig dit net geniet en toe nog ek dis eintlik so anders as jy na die liedjie gaan luister soos jy sê. Dis so upbeat, dis so vibey. Nou gaan jy mellow dit half down en jy maak dit stadiger en dis net vir my so kragtig. Dankie. Dit is my favourite compliment al wat ek al gekry het, beautiful. Ja, ek wil seker maak ek skryf musiek met substance waar as jy al of dit nou upbeat is en of jy dit dan Yes. slow down dat die boodskap baie duidelik Ja. nog steeds kan deurkom. Okay. Ek's mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra want jy het redelik baie musiek hierdie jaar uitgesit en seker meisies was ook 'n groot een wat ons nou oor gepraat het. Raak dit uitdagend om dan te besluit watse liedjie kom volgende uit of is dit 'n ding van jy te veel idees en nou is dit soos eenie mini mini mou, wat gebeur nou? Dit word nogals uitdagend vir my. Ek gaan nie lieg nie. Ek het 'n klomp songs wat ek al produseer het, maar hulle lê net op die rakke vir wanneer ek voel dis reg. Nee, hoorie daar gaan nou mense wees wat sê nee Zoe, release dit. Ons sal dit luister. Maar ek wil nie te veel weggee van die album. Okay, so nie. dis half 'n ding van watch the space. Ja, watch the space. Ek hoop julle like die songs. Is baie eerlik, is baie ek. As jy van eens keer meisies en dis okay hou, gaan jy van die album hou. Ek's fantasties en dit klink regtig of jy met elke liewe ding wat jy uitsit net so true to jouself bly en regtig nie afwyk van enigiets af nie. Jy soos weet jy wat, this is who I am and this is the story I'm gonna tell. Ja, ek weet nie regtig om iets anders te wees nie. Dit voel nogals baie gross as jy probeer iets anders te wees. Yes. Ek was nog nooit, ek sê nie ek is onskuldig van ooit probeer voorgee Ja. nie, maar in my musiek soos ek Ja. gesê het nou, dit is soos die eerlikste wat ek kan wees. So as ek oneerlik is in my musiek, dan weet jy ek is maar 'n sellout. Smaller. Nou, wat doen Zoe as sy so 'n bietjie writersblok slaat en sy weet nie wat om te doen nie? Ek gee vir myself grasie. Ek probeer Okay. elke liewe dag skryf, maar party dae dan sit jy net maar net en songs kom nie en jy Yes. voel down en in the dumps. Dan sê ek, weet jy wat, ons hoef nie vandag 'n liedjie te skryf nie. Jy Okay. skryf al klaar elke dag 'n liedjie, vat elke week 'n breek en dan probeer ons weer. So ek gee regtig vir myself tyd en spasie met my skryfproses want Ja. partykeer voel ek nie baie emosies nie en dan as ek nie baie emosioneel is soos of baie happy of baie sad Ja. of kwaad, as ek nie daai goed regtig voel nie, dan voel ek soos ek maak nie goeie kuns. Ja. Dan Ja, skryf ek goedjies wat jy dan nou sou Ja, en dan op eendag, wat help dit want dan gaan jy in elk geval nie die musiek uitsit nie. Dit gaan nie regtig iewers heen nie. Jy gaan nie verder aan die liedjie werk nie. So dan is dit al van hoekom het ek nou hierdie uur gemors, myself gemartel en is in elk geval nou nie wow nie. Ja, ek dink is maar soos dit jy leer elke keer iets van jouself en dit is mooi om jouself soos deur te druk as jy in daai situasie is, maar as jy voel dit is nie nou besig om te werk, gee ek myself net grasie want ek was in die verlede baie hard op myself Okay. gewees met sekere songs en dan probeer ek ietsie forceer
wat nie veronderstel is om ooit uit even te wees nie. Ja. So ek probeer net mooi voel wat my liggaam en gees Yes, vir en my dit klink sê. vir my net so na so 'n gesonde mindset, want baie keer sal mens iemand kry wat gaan en sê, nee, ek moet skryf, so ek gaan myself dwing om te skryf, of dit goed of sleg is, ek gaan myself dwing. En Ja, ek dis het al nie altyd baie great nie. video's gekyk oor hoe om dit te benader, want dit is nou nie iets wat jy kan swat of iemand vir jou Yes. leer nie, jy moet nou maar self uitfigure. En baie mense doen sê jy moet jouself deur druk en nou, Yes. maar ek het net al gevind van ook al ek dit doen, dan voel ek sommer net sleg aan myself, sorry my kat. Nou, ek hoor daarso, die wêreld kan die kat maar sien, dis okay. sy sulke aandag vra, sy wil net hê ek moet al my aandag vasleer. Okay, nou moet ek vir jou vra terug by dis okay. Wat is die boodskap wat jy wil hê mense moet wegvat van hierdie liedjie af? Wel, met dis okay waar ek net gehad het, mense moet nie so alleen voel in daai Okay. in daai aspek van hulle lewe nie, dat daar 'n girl is met 'n platform en is soos hoorie so ek sukkel ook met hierdie Yes. en dis nie die beste ding ever nie, maar jy sal deur dit kom, jy sal leer uit jou foute uit en dis okay om foute te maak partykeer. Yes. Ek dink daar was 'n ek moedig nie enigiemand aan om op te tree soos ek deur die sang nie. Ek wil net hê mense moet ek dink my hele goal met my musiek is om seker te maak mense voel validated in hulle emosies en asof hulle nie die enigste persoon is wat deur dit gaan nie, want ek voel baie in my lewe het ek al gevoel soos joh, gaan julle nie ook Ja. deur hierdie goed nie, is dit net Yes. ek wat so voel en hoe meer musiek ek maak waar ek eerlik is, hoe meer leer ek daar's baie mense wat dieselfde Ja. as ek voel. Fantasties. Nou jy het so 'n bietjie gesê daar's 'n album op pad. Wink wink. Ons weet nie mense, ons weet nie of dit gaan gebeur nie. Dalk Ja. nie. Who knows? Wie weet? Wie weet? Maar ek moet dan vir jou vra, wat lê voor vir die laaste bietjie van die jaar of is dit soos 'n ding van 2026? Watch the space. Ja, 2026 Watch the Space vir hierdie jaar is dit nou dit is nou verby met die releases vir hierdie jaar, maar volgende Okay. jaar kom daar 'n klomp nuwe songs waaroor jy excited kan wees. Ek is mal daaroor, is so great. Nou voor ons vir die mense dis okay speel want ek is so opgewonde. Hier op net gesels het ek so 'n bietjie van 'n tradisie Zoe en jy Okay. word vandag deel van daai tradisie wat ek dink mega cool is. Ek Okay. het een laaste vraag wat ek vir die persoon vra met wie ek kuier hierdie week. So Zoe, is jy reg vir my laaste vraagie? Ja, ek weet nie, hier is nou baie druk. Hier's 'n baie druk, Thomas, okay. So die persoon met wie ek net gesels, vra ek voor, wat is een stukkie advies wat jy graag die wêreld mee sou wil los? So Zoe, wat is een stukkie advies wat jy graag die wêreld mee sou wil los vandag? Ek wil hê almal moet weet dat om jou naaste lief te hê soos jouself beide kante toe gaan. En dat jy grasie moet hê vir die mense in jou lewe en dat jy net 'n nice persoon moet wees met almal om jou, want jy weet nie reg waar deur almal om jou gaan nie. Dit is dus regtig ietsie wat ek al geleer het in hierdie laaste rukkie, dat mense, jy kan nie beheer hoe mense optree nie, maar jy kan beheer hoe jy reageer op hoe hulle optree. So, om met 'n kind heart almal te hanteer, is altyd die beste ding om te kan doen. En jy kan dalk iemand se lewe verander sonder om te weet wat jy doen. Fantasties, ek is mal oor, dit was heerlik om jou beter te leer ken. Nou kan ek uiteindelik vir die mense sê, hierso is Zoe met dis okay.